Weet nou, ons teks vandag kom uit Eksodus 16 uit. Kom ons bid saam. Here, dit is so maklik om die verhaal uit Eksodus te lees en dit te hoor as 'n stukkie geskiedenis, Here, as 'n verhaal wat ons 'n storie vertel. Maar asof dit ver terug gebeur het en asof dit net bedoel is vir lank terug. Here, U gee U woord vir ons om ons te verander, om ons nuut te maak, om ons te leer. En ons bid daarvoor dat U deur die Gees ook so vanoggend met ons elkeen sal praat. Amen. Nou, miskien moet ek, voordat ons uit Eksodus 16 lees, net so 'n bietjie terugspring weer uit die reeks, hierdie genoeg is genade reeks. Miskien net weer by die begin, by Genesis 1, God het die hemel en die aarde geskep. Sy woorde wat die hele tyd by my weer klink is, en dit was goed. Dit is 'n wêreld waarin die mens kon leef as God se beeld, het die teks vir ons geleer, as verteenwoordiger van die Here, om te heers oor die plante, die diere, die aarde te versorg en daarna om te sien. Dit is 'n wêreld waar mense na mekaar moes omsien, vir mekaar moes sorg, as mekaar se gelykes gemaak is, mekaar se helpers, man en vrou ook, sê Genesis vir ons. Daar was 'n vriendskap, en noem dit maar eintlik wil ek sê 'n vernootskap tussen God en mens gewees. God het ons storie, ons lewensverhale deur van sy groter storie gemaak. God se storie is nie beperk net tot wat ons hierin lees nie. God is baie groter as wat ons hierin lees nie. Maar ongelukkig het dit soos God dit bedoel het met sondeval het dit verval. Die sondeval, die mense sonde het die wêreld kom lelik maak, het dit wat God in die wêreld wil gehad het, 'n verhouding tussen God en mens, 'n verhouding tussen mens en 'n verhouding tussen die mens en die natuur, het dit in 'n mate heeltemal kom die mekaar gooi, soveel so dat net so vinnig in Genesis en die Here op 'n punt kom waar hy sê, ek is nou moeg vir hierdie mense wat ek gemaak het, ek gaan hulle almal uitwis. En dan kom die sonvloed, hy spaar vir Noag en sy gesin, en hy gee hulle weer 'n kans om nie te kom. Nou verlede week het Tinus ons 'n bietjie verder geneem, ons hier na einde Genesis, begin van Eksodus toe geneem, waar die Here toe kon sien, dit gaan nie goed met sy volk nie. Hoekom nie? Want die lewe in Egipte was weer eens glad nie soos wat die Here dit wou gehad het nie. Dink Tinus het prentjies hier teen die mure opgesit, van so, wil ek amper sê, van 'n hiërargie, waar mense ingedeel word volgens hulle mag, volgens hulle finansiële krag, hulle status, en waar die farao heel bo aan sit en hy die maghebber is, die een wat die geld het, die een wat die militêre mag spesifiek het, en die een wat dink dat hy God is. En so volg sy koninklike gesin, en dan wil ek amper sê sy pelle, en dan nog die rykes, en so gaan dit almal af tot heel onder waar die slawe is, en dit was God se volk, Israel. En hulle is daar gehou en daar geonderdruk deur die farao met sy mag van bo af. Is hulle onderdruk, en die Here het toe die volk se stem gehoor, gesê, dis nie hoe hy die aarde wil hê nie, en hy het hulle daar uitgehaal, hy het gesê, ek gaan julle na my beloofde land toe vat, dat julle weer as my volk in hierdie mooi land kan leef, en die Here het hulle uitgehaal. Ons kon ook verder lees, en dis nou wat nou net so gebeur uit Eksodus 14 en 15, nou net voor ons Eksodus 16 kom, waar die Here dan deur wonderdade sy volk lei. Waar hy hulle deur by die Rietsee bring, hulle op droë grond laat deurtrek, en so ook die Egiptenare dan vernietig, daai groot militêre mag van die Egiptenaars, net daar op een slag vernietig die Here dit alles. Dan kom hy by Mara en hy maak deur nog 'n wonderwerk, maak hy die water soet, hy lei hulle na die oase by Elim. En dan volg die verhaal in hoofstuk 16 wat ons nou gaan lees. Want die volk is nou in die woestyn. En terwyl hulle in die woestyn is, leer die Here hulle weer eens op sy manier hoe hy wil hê sy mense op aarde moet leef. Vers 1.
Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die tweede maand, nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel wees as wat hulle elke dag optel. Ons lees daar van vers 11 af, die Here sê vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het toe gaan optel, die een baie, die ander 'n bietjie, en toe hulle dit met die maatnemmer afmeet, het die met baie nie te veel gehad nie en die met bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom, het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het vroeg elke oggend bymekaar gemaak volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak het dit weggesmelt. Op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel, 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kom vertel, sê hy vir hulle, dit is soos die Here gesê het, môre is 'n rustdag, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook. En wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre. Hulle het weggesit tot die volgende oggend, soos Moses beveel het. Dit het nie sleg geword of niet gekry nie. Toe het Moses gesê, eet nou daarvan vandag, want vandag is die Sabbat van die Here. In die veld gaan julle niks kry nie. 6 dae moet julle dit bymekaar maak, maar op die 7de dag, die Sabbat, sal daar niks wees nie. Tog het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om bymekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle nog weier om my bevele en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die 7de dag gerus. Die Israeliete het die kos manna genoem, dit was wit soos koriandersaad en het soos heuningkoek gesmaak. Moses het ook nog gesê, die Here het beveel, 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien wat ek in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n kruik en gooi 2 liter manna daarin, sit dit dan voor die Here neer, sodat dit vir julle nageslag veilig bewaar kan word. Aaron het dit voor die getuienis neergesit om dit bewaring te hou, soos die Here vir Moses beveel het. Die Israeliete het 40 jaar lank manna geëet. Hulle het geëet totdat hulle bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaan gekom het. 2 liter maat waarvan die manna afgemeet is, was 1/10 van 'n standaardmaat. As jy die boeke lees, jy sien die boekie praat van hierdie is nou in die woestyn, is die tyd soos genoemd 'n woestynskool. Dis 'n tyd wanneer Israel 'n paar dinge weer van die Here moes leer. Hulle het uitgetrek uit 'n land uit, 'n nuwe geslag wat onder heidene, onder die Egiptenaars groot gemaak is, onderdruk is. Hulle het nou gesien dat die Here hulle God is, dat die Here waarvan hulle voorvaders vir hulle vertel het,
dat dit die Here is wat hulle uitgelei het, wat deur wonderdade vir hulle voorsien, hulle bewaar van die Egiptenaars, en nou hier in die woestyn voorsien. En nou kom die Here en hy kom leer hulle weer 'n paar lesse. Ek wil sê, hy kom leer ons weer 'n paar lesse volgend. Die eerste daarvan is om te sê, ons besit niks nie. Alles behoort aan die Here. Wat ons kry as mense in hierdie lewe, is gawes, is geskenke, wat God vir ons kom gee. Die volk het met bitter min kon trek. Vir 40 jaar het dit wat hulle mee kon begin trek, het gou verlore gegaan, weggegaan, het hulle niks meer eintlik gehad nie, en het hulle in die woestyn, in 'n plek waar daar niks is nie, tot hulle na 40 jaar weer by 'n bewoonde gebied gekom het God vir hulle voorsien. Moes hulle leer dat wat hulle het van God afkom. En hy het dit ook vir hulle gegee. Vriende, ons leef in 'n verbruikerssamelewing. Ons vergeet dat ons ook met niks in hierdie wêreld inkom. En ons vergeet baie goed, ongelukkig, dat ons met niks uit hierdie wêreld kan uitgaan nie. Die verbruikerssamelewing leer vir ons eintlik nes Egipte van ouds dat ons in hierdie samelewing moet bymekaar maak. Dat jy moet hard werk sodat jy meer bymekaar kan maak, sodat jy eers ook in 'n hiërargie en eers in 'n vlak kan lewe waar jy altyd kan afkyk en sê, ek is daarom nie die armste nie, maar wat jy ook kan opkyk en sê, maar hoorie, daar's altyd nog mense wat meer het, jy weet, daar's nog altyd hoop vir nog en nog. Ongelukkig leer die wêreld ons dat dit gaan oor jou besittings, dat dit joune is, dat jy daarvoor gewerk het en dat jy dit moet hou vir jouself en met alle mag en alle sekuriteit wat jy in die wêreld kan koop, dit vir jou moet beskerm ook. Niks daarvan staan in die Bybel dat die Here vir ons sê ons moet so lewe nie. Die wêreld leer dit vir ons. Ons het so groot geword. En dis wat die wêreld vir ons probeer sê, los, dis myne. Die volk moes weer uit hierdie stelsel uit Egipte waarvan hulle selfs deel was, al was hulle op die onderste vlak gewees, moes die Here hulle uithaal op 'n plek waar nie een van hulle kon bymekaar maak vir hulle self eintlik nie. Want daar was niks nie. Dit wat daar was is dit wat die Here vir hulle kom gee het. En hulle moes kom leer dat hulle afhanklik is van God. Hulle het tipies mense vir hulle self verset teen God en teen Moses en kwaad geword vir hom en gesê, dink aan die vleispotte van Egipte, al was dit die mees haglikste omstandighede. Wil hulle eerder gegryp het na waar hulle nog daarom vir hulle self iets kon doen. Want ons wil nie afhanklik leef van die Here nie. Maar die teks, die Here kom leer weer vir hulle, hy stroop hulle eintlik van alles. Daar gebeur tye waar die Here ons ook kom stroop van 'n klomp dinge. Partykeer van ons werk, partykeer van ons goed, partykeer van dit waarvan ons graag wil aan vashou, partykeer ons gesondheid, ons vermoë om te kan gaan werk. En hy leer ons dat ons afhanklik moet wees van hom. Dat alles wat ons het van hom afkom. Die tweede ding wat hy vir hulle dan leer is, wanneer hy voorsien, gee hy genoeg. As almal met mekaar dit deel. Onthou die volk kom uit hierdie onderdrukkingsstelsel, mense het in hierdie vlakke geleef, wil ek amper sê sosiale stande, party het te veel gehad, ander het te min gehad, maar dit soos dit gewerk het, vriende, die wêreld vandag is nog steeds net so. Die wêreld vandag is nog steeds net so. Ons almal leef eers in hierdie ding. Ons almal kyk gewoonlik eerder boontoe en sê, daar's baie mense wat ryker as ek is, wat meer het as ek is. Ek sorg maar net vir myself. En as ek nou in die stande wil kyk, die mense wat dan in status of in finansies of wat ook al minder as ek het, hulle kyk weer op en sê weer, kyk na my weer vas en sê, as ons maar daar was, as ons soontoe kan gaan. Die Here het genoeg gegee. In die woestyn voorsien hy gee manna, hy sê daar is genoeg vir almal se behoeftes, toe hulle dan uitgaan en bymekaar maak, party maak meer bymekaar, party kan ook minder kry, maar wanneer hulle bymekaar dit sit, is daar genoeg, daar was genoeg om aan almal se behoeftes te voorsien. Maar elkeen mag net volgens sy stam of sy gesin se behoeftes insamel. As hulle dit dan deel, dan is daar genoeg vir mekaar.
Vir 40 jaar lank was daar genoeg vir hulle. 40 jaar lank was daar genoeg vir almal om te eet, want die Here het elke dag voorsien. Maar almal het dieselfde geëet, en almal het dit in eenvoud geëet. 'n Interessante les wat bietjie daarby kom, is wanneer jy opgaar, as ek dit so kan sê, dan stink dit. Dat mens nogal 'n paar keer dink as jy dit lees soos wat dit hier staan. Party mense het die manne gevat en oorgehou of opgegaar. Nou dit kan verskeie redes beteken. Dit kan beteken hulle het nie die Here vertrou nie. Hulle het nie vertrou dat daar môre nog kos sal wees nie, so ek hou dit wat oor is, dat ek net seker is ek het dan nog vir môre ook nog weer oor. Dit kan beteken dat hulle eerder vir hulle self wou sorg en nie afhanklik wil wees nie. Dit kan beteken dat hulle te lui was om die volgende oggend nog te kon haal. Dit kan baie, daar staan nie vir ons hoekom hulle net nog oorgehou het tot die volgende dag nie. Maar wat daar wel staan is, die wat hulle te veel gehad het, wat meer is as wat hulle behoeftes was, het begin stink en miet ingekry en vrot geword. Dit wat saak maak is eintlik die uitkoms van hierdie daad van hulle. Die uitkoms is twee dinge. Die verhouding met God is in die wiele gery. God het kwaad geword vir hulle. God sê hulle luister nie na sy bevele nie. Hulle luister nie wat hy vir hulle sê hulle moet doen nie. Die ander ding wat gebeur het is hulle verhouding met mekaar het in die wiele gery. Moses het baie kwaad geword staan daar. En ek neem aan die ander ook rondom hulle. Want dis mense wat eerder vir hulle self iets meer toeëien as wat hulle behoort te doen. Wanneer jy te veel opgaar, stink dit. En maak dit jou verhouding met God en met jou medemens op die klippe loop. Die volgende ding wat hulle moes leer is dat God voorsien, maar jy moet werk, jy moet arbeid. Jy moet iets doen daarvoor ook. Jy kan nie net terugsit hier in die woestyn nie. Jy moet iets daaraan sit vir jouself, maar ook vir ander se behoeftes. Daar was mense in die volk wat nie kon uitgaan om te stap nie, wat ook ouer was of te jonk was, en die wat kon, moes gaan insamel en dan moes hulle dit deel. Ek het al telke male vir julle vertel van my oupa, wat altyd vir my baie geleer het oor geloof. Nou, die verhaal wat altyd vir my oor hom moet vertel word, wat interessant is, oupa het 2 dogters gehad, my ma was die jonger dogter, die ander was die ouer dogter, en my oom was ook 'n predikant, en hy het nou die 7 jaar geswat, en baie lief vir my tannie, en toe nou 'n beroepie gekry, en hy moet nog 'n bietjie skuld betaal, julle weet mos hoe dit in die tye gegaan het, en moet vir die huisie opmaak en alles, en toe hy nou dink, dis nou reg, hy kan hom maar 'n hand vra, toe kom hy na oupa toe, wat ek ook van oupa onthou is, hy was 'n baie regverdige man, maar ek was so bang soos die dood vir hom. Ouma het altyd vir ons stories gelees en ek het gedink hy is die stiefma van Hansie en Grietjie, so kwaai was hy. Maar oupa was 'n regverdige en 'n stil man en oom John het toe om ouma vir tannie Anneke se hand kom vra en oupa het gesê dit klink goed, maar kom ons praat eers 'n bietjie. Het jy genoegsaam as jy jou skulde betaal en alles om vir my dogter te sorg? Dis mos wat 'n man moet doen as iemand om jou dogter se hand kom vra. So hoor ek, maar hy gaan ver kom as hy by my dogters kom, in elk geval. En hy het gevra vir oupa, en om John te sê, hy het genoeg saam om vir haar te sorg, en hulle kan lekker bly en al die dinge. Maar oupa sê nie ja nie. Oupa het om John so gekyk en sê, maar het jy dan nog genoeg oor, om vir die armes ook te gee? En om John het vir hom gesê, nie eintlik nie. Om John moes nog 'n jaar wag, voordat hy met tannie Anneke kon trou. Want oupa het vir hom gesê, die Bybel sê, jy kan nie net vir jouself sorg en vir jou huishouding nie, jy moet ook vir die ander om jou kan sorg en help. En dis die waarheid, dis nie net 'n verhaal nie. God se plan gaan nie net oor jouself nie, God se plan het nog nooit net oor jouself gegaan nie. Die wêreld leer ons, dit gaan net oor my en myself, en ons sien hoe lyk die wêreld. Maar vriende, die wonderlike wat nog in hierdie teks uitkom, is dat God ook vir die mens rus gee. Wanneer God sê, hy voorsien vir ons in ons behoeftes, hy voorsien in almal se, dat daar genoeg is vir almal, solank almal na hom luister en op sy manier lewe, dan gee hy ook rus. En dis in die vorm van die Sabbatdag. Ek wil weet Genesis 2 lees vir julle. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het.
Hy het die 7de dag as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. As daar staan dat die Here die Sabbatdag geheilig het. Die woord geheilig beteken nie net hy het 'n reël gemaak nie. Dit beteken hy het dit vir homself toegeëien. As hy iets heilig in die Bybel, dan is dit waar God dit vir homself toeëien. Wat Romeine sê vir ons, julle moet julleself as lewende en heilige offers vir God gee, dan beteken dit julle word God se eiendom. God gee nog 'n geskenk. Hy gee nie net behoeftes nie vir die volk nie, hy gee ook vir hulle tyd om te rus. 'n Tyd om toegerus te word. 'n Tyd waar jy moet breek van jou normale dag en breek van jou normale skedule van werk en lewe en waar jy tot rus moet kom voor die Here. 'n Tyd waar jy juis moet werk aan die belangrikheid wat God reeds in die skepping geleer het, jou verhouding met God, jou verhouding met jou medemens en jou verhouding met die skepping. Die Here voorsien nie net in die stoffelike behoeftes nie, hy voorsien juis ook in die volk se geestelike behoeftes. Kyk hoe lyk ons wêreld vandag. Kyk hoe lyk ons gemeenskappe vandag en kyk hoe lyk die Sondae vandag. En ons is almal skuldig, ek staan eerste hierso. Ons Sondae is nie meer tyd vir rus nie. As ons rus, dan is dit fisiese ontspanning dalk of iets anders, maar ons rus nie meer regtig nie. Ons maak nie tyd in die rus vir God, ons medemens en die skepping nie. Ons vat die Sondagse rus ook net vir ons eie rus. Vir myself weer eens in my persoonlike behoeftes. Mense is siek, mense is uitgebrand, mense is oorwerk. Ons sukkel juis met ons vriendskap met God en met ons medemense met die wêreld, met die skepping. Ons misken God se doel hierin. En die resultate is angswekkend. Vriende, ons sien dat die Here eintlik in die Bybel as ons met hierdie bril, en jy kan met verskillende brille na die teks kyk, jy kan op ander maniere ook hierna kyk, maar ons sien iets hiervan dat die Here 'n gemeenskap skep eintlik elke keer waar hy die mens dan inplaas in die skepping om met hom in 'n verhouding te leef en met medemense in 'n verhouding te leef en met die skepping in 'n verhouding te leef. En elke keer kom die mens en kom draai daai ding maar om. Elke keer, veral hier sien ons aan die begin in die Nuwe Testament kom draai die Here dit om in die Ou Testament. Maar kom ons gaan na die Nuwe Testament. Toe Jesus kom, hy kom breek hierdie sonde ding. Hy kom maak dit moontlik om in 'n persoonlike verhouding met God te staan. Wanneer hy opvaar na die hemel toe om te regeer, dan sê hy, ek gee my gees vir julle. En wat gebeur wanneer die Here se gees uitgestort word aan Handelinge? Wat gebeur wanneer die Here se gees oor 'n gemeenskap van mense kom? 'n Gemeenskap wat vreemdelinge vir mekaar is. Handelinge 2, vers 42 en verder sê die volgende. Dis nadat Petrus gepreek het, nadat daar duisende mense tot bekering gekom het en hierdie nuwe gemeenskap, hulle het nog nie geweet wat om hulle self te noem nie. Christene het eers later gekom, maar hierdie nuwe gemeenskap van mense is gevorm. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, en die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en almal is met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind. Hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond of besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Terwyl hulle so leef, staan daar dan verder, die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Elke keer wat die Here herskep, iets niets met sy volk doen, sy kinders doen, sien ek kyk met 'n spesifieke bril natuurlik nou hierna toe, maar sien ek iets raak van mense wat leef vir hulle verhouding met God, wat leef vir 'n verhouding met hulle medemens,
en wat iets rondom die skepping doen. Ek sien iets van God se droom vir 'n wêreld, 'n gemeenskap waar mense anders lewe. In afhanklikheid van God, ja. In afhanklikheid van God. Maar ook in afhanklikheid van mekaar. Eenvoudig dalk, ja, maar genoegsaam. In dankbaarheid. Waar een nie belangriker as die ander is nie, waar mense in harmonie lewe, die woord shalom, vrede, God se vrede word beskrywend. Met mekaar in shalom lewe, met God in shalom lewe en met die natuur in shalom lewe. Interessant in Handelinge, as jy dan net aangaan na Handelinge 4 toe, dan staan daar weer die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou, die maar het alles met mekaar gedeel. Hulle het kragtadig getuig die apostels dat Jesus opgestaan het, en dan niemand het gebrek gely nie, want hulle het vir mekaar gesorg, staan daar verder, vanaf vers 32. En dan kom Ananias en Safira se verhaal. Die eerstes in hierdie gemeenskap wat dan besluit, hulle gaan nie vir die ander sê hoeveel hulle het nie, en eerder ietsie vir hulle self hou, en dan net sê, hulle kom bring alles. God het hulle gestraf, net daar, met die dood albei. Nie omdat hulle teruggehou het in die eerste plek, nie, maar omdat hulle gejok het. Omdat hulle gemaak het, asof hulle wil maak. Die les daar het vir my is 'n besonderse moeilike ene. Ek weet nog nie heeltemal wat om daarmee te maak nie, maar daar staan ook dat Petrus vir hulle sê, die Here gee vir julle die keuse om te maak, maar julle het kom jok voor die Gees, julle het kom maak asof julle deel is van dit, maar julle is nie regtig nie. Vriende, ons is God se liggaam op hierdie aarde. Die kerk is God se droom vir 'n wêreld waar anders geleef word. Die wêreld kyk na die kerk en kyk of die kerk regtig anders lewe as die wêreld. Of ons wat op 'n Sondag hier binne sit, wanneer ons daar buite lewe, regtig anders daar buite lewe. Of dit wat ons hier hoor uit die Here se woord en die lesse wat ons leer saam met die volk uit die woestyn, of dit regtig 'n impak maak op ons. En of ons maar net sê ja, en dan stap ons uit tot volgende week. God se lesse is hier uitgespel. Ek dink, as gelowiges, en ek begin by myself, het ons 'n lang pad om so te leef as 'n gemeenskap. Ja, daar's mooi verhale van sorg vir mekaar, van omgee. Baie mooi verhale. Maar ek dink ons is nog ver van God se koninkryk vergestald vir 'n wêreld wat net vir hulle self leef. Hierdie lesse begin by ons, dit begin by elke individu, op die manier hoe ons lewe. Jesus som dit weer op, jy moet die Here jou God lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Beteken nie, jy mag nie jouself lief hê nie, maar soos jouself. Doen dan ander soos jouself gedoen word. Al daai woorde ken ons soos ons groot geword het. Dit word eintlik in hierdie lesse van die Here weer op ander maniere verwoord. Maar vriende, dit begin by elkeen van ons om anders te begin lewe. Dit begin by ons as 'n gemeenskap om anders te lewe met mekaar. Mag die Here deur sy Gees ons daarin genadig wees, wanneer ons hoor wat sy woord vir ons sê. Amen.